Hi vriende, baie dank dat ek weer 'n geleentheid mag hê om 'n stukkie van Jesus met ons almal te kan deel. Die jaar het by my opgekom, hoe die mense oor Jesus dink, wat die mense van Jesus dink, ons verlosser. Dit is asof die wêreld al hoe donkerder en donkerder word, asof die wêreld actually uit is om van Jesus 'n bespotting te maak of om te bewys dat hy nie die seun van God is nie, om absoluut teen ons geloof in te gaan, al die waarhede wat in die Bybel staan, om dit onwaar te wil verklaar of onwaar te wil maak. Hulle skeer absoluut die woord van God, kan jy maar sê, uit mekaar uit, net om foute te vind en absoluut teen Jesus te wees. Het maak my hart actually so seer om te sien hoe die mense aangaan om net te bewys dat Jesus Christus nie die seun van God is nie. Het gaan regtig my verstand te bowe hoe die wêreld uit is om net te kan bewys dat Jesus net 'n profeet was. Dit is eintlik so hartseer om te sien hoe die mensdom absoluut teen Jesus draai. Wat ons dan kan dink, hoekom haat hulle hom so? Wat het Jesus verkeerd gedoen? Ons as Christene gelowiges, ons kan sien, ons kan lees in die woord, en ons kan sien wat het Jesus gekom. Jesus het aarde toe gekom om vir ons 'n lewe te kom gee. Hy het aarde toe gekom om ons vrede en hoop te kan gee. Hy het aarde toe gekom, hy het mense kom genees, hy het blindes laat sien, dowes laat hoor, lammes laat loop. So kan ons aangaan. Hy het aarde toe gekom om vir ons die ewige lewe te gee. Sondelose, vleklose lam, wat al ons sondes op hom gevat het. Dit is wat Jesus kom doen het. Hy het vir ons gesterf aan daai kruis. Hy het ons kom vrymaak. Nou, hoekom haat die wêreld hom so? Hoekom wil die wêreld net bewys dat dit is nie so nie? Dit kan nie so wees nie. Ek verstaan dit nie. En ek meen, as hy sy lewe so vir ons afgelê het, hoekom hom haat? Hoekom dit wil bevraagteken? Maar dit wat in die duisternis gebeur, of dit wat die vyand daar gesit het, moord en roof en verkrachtings en diefstal en al daai goed, dit is aan die orde van die dag. Dit kan maar voortgaan, dit gaan aan, daar is nie fout daarmee nie. Elke een wil dit nou begin doen en elkeen is gevang in dit en dit gaan aan in die wêreld. Almal, dit is asof die wêreld nie meer na die donker toe beweeg, na die duisternis toe. En Jesus is die lig, hy het self gesê, hy is die lig. Dit maak my hart so seer om te sien hoe die mensdom verlei word deur advertensies en dinge soos wat gebeur het met die Olimpiese spele. Dan kan ek nie anders dan net om te dink of te wonder, is Jesus vir hulle 'n bedreiging? Wat is dit? Jesus het gesê, hy is ons vriend. Hy is nie vir ons 'n bedreiging nie. Soos ek sê, hy het vir ons die ewige lewe kom gee. 'n Lewe na hierdie ene. Maar dan kan ons ook sien dat dit staan wel in die woord geskryf, dat dit is dinge, tekens van die eindtyd. So, ons Here Jesus Christus is op pad aarde toe. Hy is op pad om ons te kom haal. In my gebed dink ek is ook net dat, kom ons leef reg. Laat Jesus ons nie in die slaap vang nie. Laat ons opstaan vir sy heilige naam, vir wie en wat hy is. Want hy is die enige gebore seun van ons God, Here en Vader, wat aarde gekom het om ons te kom verlos. Ons staan op ons waarheid, en ons laat ons ligte nog helderder skyn. En ons bid vir die nasies, ons bid vir hulle want Vader het gesê, dit is hoekom hy vertoef om te kom, want hy wil nie een mens sien vergaan nie. Is dit nie liefde nie? Is dit nie omgee nie? Hoekom hom so haat? Hy verdien absoluut net ons lofprysing en alles van ons. Ons behoort aan hom. Kan ons in ons stilte tyd
Bid vir hierdie wêreld, bid vir die siele, dat Here elkeen aanraak, dat hulle elkeen 'n Damaskuspad sal beleef en sal ervaar, en dat hulle sal draai na die lig toe, na die waarheid toe, na ons Here Jesus toe terug. Mag ek afsluit met 'n gebed. Abba Vader, in die wonderlike naam van Yeshua Massia en deur die leiding van die Heilige Gees, my God, kom ons Here en van ons U kom loof, ons wil U kom prys, ons wil vir U kom dankie sê. Dankie vir al die goedheid, vir U guns, vir U liefde en genade. Here, dankie vir U genade, wat so groot is. Heilige Skepper, ons kom saam met Yeshua, en ons vra Vader, vergewe ons eerstens, asseblief ons menigvuldige sondes, Here. Here, en ons vergewe ook elkeen met in ons sondigheid, Here. Ons spreek hulle vry, sodat ons waarlik kan vry wees. Vader, dan wil ons hierdie wêreld aan U opdra, Here, die mense wat verlore is. Vader, wil U nie hulle elkeen aanraak, hulle elkeen se hart roer nie, Here. Met hulle elkeen 'n Damaskus oomblik hê, Here. Dat hulle die lig sal sien, Here. Die lig van die wêreld. Laat hulle absoluut sal draai. Laat hulle boosheid sal agter sal los. En Abba Vader na U toe sal draai. Na U toe sal kom. Vergifnis kom vra. Gered sal word. Want Vader, U woord is die waarheid. Wat in die woord staan is die waarheid. En ons Here Jesus is die lig en die waarheid. En niemand kan na U toe kom, Vader, behalwe deur U seun. Vader, laat ons almal so oop gaan, Here, laat ons die mense sal bemoedig, laat ons die mense sal leer, laat soos wat U ons lei. En laat U naam, Here, geheilig word, groot en bo alles. Ons vra dit in die grootste naam wat ons ken. Dis Yeshua Massia, en ons dank U daarvoor, o God. Amen. Shalom, vriende.